Lyk dit. Is jy reg vir ons groot dag? Seker al die 10de keer dat oom my dit vra. OK, ek check net. Waar bly Bobo? Is amper al tyd om oop te maak. Sy kan nie aangewals kom wanneer sy wil net omdat sy vir tips werk nie. Hoe kan 'n mens jou besigheid oopmaak as jy net die helfte van jou personeel het? Ek sien nie jy's die customers al buite kan tou staan nie. Wat probeer jy sê? Hulle sal kom. Ek het meer as 500 pamflette laat druk. Ek weet, ek het dit meer as 500 posbusse gaan gooi. Nee? Maar sê ek moet ook daaraan dink om by 'n unie aan te sluit. Is dit? Ja, dan kan ek minimum wage, mediese fonds, huis en kar voordele kry. Waar val jou ma uit 'n boom? Hierdie is 'n takeaways, nie die gravy train nie. Ons nog eers een vetkoek verkoop nie. Waar gaan jy geld kry vir al daai twak? Miskien verstaan my ma nie die sakewêreld so mooi nie. Glo my, sy het nie 'n klou nie. Hier's Bobo. Hi. Sorry ek's 'n bietjie laat. Maar dit is so 'n belangrike dag vir ons vandag. Ek kon nie besluit wat om aan te trek nie. Maar ek het dan spesiaal daai uniform vir jou laat maak. Onder die uniform. Ek het maar my doodgewone wit onderbroek met die pink hasies aan opgetrek. Dis sweet. Ek het maar besluit met my strapless satijn bra en 'n ligte blou G-string. Sis man, ons werk hier met kos. Kyk wat ek vir ons gebring het. Vir ons opening. Ek mag nie drank gebruik nie. Hoekom? Nee, dis hoe dit begin. Eers drank en dan dag aan dan drugs. Dan is dit bekleierery en geskeirery en goodness gracious voor jy weet is iemand alweer op die paal. Waar hoor jy dit? By daai Engelse pastoor wat ook in die straat van ons bly. Hy weet, hy het 7 kinders by sy eerste 2 vrouens en op die oomblik verwag sy derde vrou 'n baba in die huis op 'n tweeling. En ek dink die hele tyd drank veroorsaak net motorongelukke. Die pastoor het nie meer 'n kar nie. Hy het sy kombi gerol op pad terug van Sun City af. Was hy getrek? Nee, aan die slaap. Worsie, shut up. Bobo skik. Ja. Daar. Ek beloof jou wors, hierdie bietjie champagne sal jou niks maak nie. Op die Vetkoekpaleis. Daar gaan hy. Dan gaan hy ook. Is nogal lekker. By die huis drink my ma net melk met 'n bietjie brandewyn in en my pa brandewyn met 'n bietjie coke in en ek kry coke met 'n bietjie melk in. Shame. My ouers drink dit groen mambas. Dis 'n baie sophisticated drankie, cream soda en cane. Klink vir my soos gif. Hi. Ons is nog eers behoorlik oop nie, hier is ons eerste customer al. Môre. Ons was op die punt om oop te maak. Welkom by die Vetkoekpaleis. We'll see about that. Hi. Can I help you? No. No? No. Where's the kitchen? Daar. Maar die customers kan nie daar ingaan nie. Hulle plek is voor die toonbank. Agter die toonbank is vir hom Frik en Bobo, die kombuis is myne. I insist on seeing the kitchen. Is dit? Where's the manager? I demand to speak to the manager. I am the manager and the owner. En jy kan nie sommer net hier inkom en demand soos jy lus is. Dis 'n takeaway ding, nie die parlement nie. Where's your trading license? We only make vetkoeks and mints. I assume you do have a liquor license. Wie die hel is jy? Zinzen Zonzo, assistant to the Assistant Director, Department of Local Trade and Industry, Consultative Evaluator for Environmental Hygiene. Wat beteken dit? 'n Gesondheidsinspekteur in 'n suit. I heard that. I saw that. Hoekom sit jy nie so lankie, dan kry ek gou die lisensie. Bobo, gee vir die meneer koffie. Worsie, maak vir hom 'n vetkoek warm. Are you trying to bribe an official of the Nigel Metropolitan Structure? Nee, ek probeer net vir jou iets offer om te eet en te drink. Ons noem dit gasvry. Ja, sit meneer Zozo. You like it black or white? There you go again. This black or white thing. Can't you people see anything else? Why does everything have to be black or white? With or without milk? What? Your coffee. With.
Mense moet seker nogal baie van gesondheid al weet om 'n gesondheidsinspekteur te wees. Yes. Meneer is seker baie goed met noodhulp. Sorry? First aid. Ek is nou nie eintlik 'n waitress nie. Ek is 'n deeltydse student. Ek is besig om vir 'n diploma te studeer by die Polly Ann School of Beauty hier in Nigel. Daar doen ons ook 'n soort van 'n noodhulp, maar meer soos massering en goeie velsorg, wat is dit room te gebruik en natuurlik ook oefeninge om die vel soepel te hou, dit dat die boobs nie hang nie. Is interessant, nee? En dan doen ons natuurlik baie grimering klasse. Make-up. Ek is mal daaroor. Ons leer die hele geskiedenis van skoonheid, van Penny Raikkonen verby Annelien Kriel tot by Jackie Moffaké. Where's the loo? Daar. Meneer moet ingaan waar dit sê Itoti, maar meneer weet dit seker. Itoti. Ja, ons is internasionaal. Hier is almal welkom. Almal dieselfde, almal gelyk. Behalwe Itoti kan nie by Iteti ingaan nie. You'll be surprised. Hier is my lisens. My vrek gesoek aan haar. Waar is hy nou? Daarin. O. Seker die plek gaan inspekteer. Nee, ek glo nie. Hy het vir my meer gelyk as hy dringend die plek nodig gehad het. Daar's hy. Swart op wit. Sst. Moet dit liewer nie sê nie. Hæ? Nee, hy het 'n geweldige hang op oor kleur. Leef seker nog in die ou Suid-Afrika. Party mense wil nou maar net nie verandering aanvaar nie. Dit ook nog. Ons is nog eers behoorlik oop nie. En wie loop hier in? Wie? Hey! Health Inspector from hell. Ag, ek is seker daar's 'n baie ander mense hier inloop teen lunchtyd. Ta-da-da-da! Het jy al geloop? Ons eerste customer en ons kan dit nie eens verniet weggee nie. Is oom seker ons sit hier met die regte produk? Ja man, hy's daarin. O, dan wag ek maar om vir hom te sê. Bon voyage. Nee man, dit is bon appetit. Bon appetit is 'n voorgereg. Dis Frans vir Venus nippels. Dit word gemaak van 'n warm sjokoladedrankie, Venus de Milo, wat vernoem is na 'n vrou wat haar vingers so staan en aflek het, sy het haar arms tot hier afgelek en het oor see van haar standbeeld gemaak. Hulle noem dit the Statue of the Last Supper. Waar leer jy dit? In geskiedenis. Baie oulike onderwyser gehad, meneer Putter. Maar hulle het hom geskort want hom by die fietsloot gevang met 'n dagazol. Verbaas my glad nie. Julle is nou heeltemal van die punt af. Voorgeregte is ors te vors. Ja, en as jy kos voor iemand neersit, dan sê jy vir hom Don Giorno. En as hy klaar geëet het, dan sê jy vir hom Don Pedro. I really should be going now, Fruk. Ja, solank jy dit net geniet het. Yes. Maybe next time I'll have a good look around. Ja. Is my doggy bag ready? Ja. Wosie. Waar is die inspekteur se doggy bag? Dit kom! Ek weet wragtig nie hoe enige normale mens daar het 14 feet opgeet het. Net vir agter om van huis te vat en toch nie. Is he always that uptight with all the customers, or is he just trying to tell me something? Moet jy nie aan hom steun, hy's net so 'n bietjie oorwerk. Yes, it's difficult to get good help in the kitchens these days. Yeah. Ciao, Fruk. Bye. Call again. Bye. Bobo, hou die fort hier. Ek het 'n paar woordjies vir Horsie. Nou wat doen ek nog die hele tyd? Terwyl sekere mense sit in bollie gesels met gulsige gesondheidsinspekteurs. Hi, ek Vetkoek, hoeveel boebies soek julle? Weet jy hoe moeilik 'n gesondheidsinspekteur dinge vir ons kan maak? Hulle kan jou net so toemaak. Jy moet hulle baie versigtig hanteer. Klink vir my na kruip. My lewe nog nie so iets gesien nie. As son so smaal sien mens oom se kroontjie. As dit beteken dat jy hom 'n paar vetkoeke moet gee om hom gelukkig te hou, dan is dit net maar so. Oom het vir hom 22 verniet gegee. Dis omkopery. Ek sal dit nou nie so kras stel. Oom verstaan nie. My vetkoeke is nie sommer net ou vetkoeke nie. Elke vetkoek wat ek maak, maak ek met liefde.
Dis hoekom dit so lekker smaak. Nou gaan oom en gebruik my liefde vir omkoopgeld. Ek voel onteer. Forsie, wag nou. En om alles te kroon het hy nie eens een keer dankie gesê nie. Ek sloof my af voor 'n warm stoof en wat kry ek daarvoor? Flippe niks. Dis jou werk. Aan die einde van die maand word jy daarvoor betaal. Met ander woorde, oom verkoop my liefde vir geld. Dan is ek mos niks beter as 'n goedkoop straatvrou nie. Wat 'n soort werk is dit nie? Jy's nou besig om die dam onder die gaans se gat uit te ry. Wat 'n gaans? Die een wat die goue eiers lê. Waarvan praat oom nou? Ek weet ek is 'n bietjie stadig. Ek kan dit nie help nie, ek was 'n instrumentbaba. Maar as oom nou as Prins probeer om my te mekaar te maak, dan oom het nou reg gekry, okay? Forsie. Jy kan jou nie ontstel as iemand nie vir jou dankie sê nie. Ekskuus. As hy 1 sent daarvoor betaal het, dan hoef hy nie 'n woord te sê nie, maar oom het dit vir hom verniet gegee. Waar is sy maniere? Selfs by die skool toe ons pak kry, moes ons vir die hoof sê dankie. Is dit te veel gevra om net te sê dankie ou worsie, jou vetkoeke smaak eerste klas? Worsie. Namens die inspekteur. Dankie. 22 keer. Jou vetkoeke smaak eerste klas. Die beste. Dink oom so. Ja, Stroesbok. Okay, dan sê ek nou bly ons kon hierdie probleem oplos. Gaan oom nou maar weer aan vorentoe, ek het werk om te doen. Jy was reg. Lunchtyd kan nogal besig raak. Ek's flou. Ek wonder hoeveel worsie. Ole. 163 vetkoeke verkoop en 22 verniet weggegee. Jy gaan nie nou weer daarmee begin. Nee, Tel jy elke vetkoek wat jy bak? tuurlik, en ek weet hoe elkeen lyk. Wow. Stop die lorry net daar. Jy gaan nie nou begin name opgee nie. Nooit, dis oom Laf. Nou, ek het daai fout gemaak met die konyne. Groot fout. Ja, toe hy hulle moes slag om die vleis te verkoop, toe kon hy nie. Ja, mens kan nie 'n dier wat 'n naam het slag. Hallo Pops. En toe, hoe het dit gegaan? 163 verkoop en 22 verniet weggegee. Hey. Auntie Poppie het vir my gevra. Is jou kombuis skoon? Ek verwag vanaand nog meer mense. My kombuis is altyd skoon. Is dit okay as ek nou my eie lunchtyd vat? Ja. 22 verniet weggegee. Aan een persoon? Wat is haar naam? Frikadel? Jy moet weer met jou streke begin. Man, dit was vir die gesondheidsinspekteur. Klink vir my na 'n omkopery. Dis presies wat ek ook gesê het. Waar is die sheriff? Okay. Wat eet jy? Dis my lunch, ek het dit van die huis af gebring. 'n Maaltyd op sy eie, vetkoek en mints. O, magtig, jy hoef dit mos nie van die huis af te bring, jy kan mos een in die kombuis gevat het. Dis steel. Dis vir my koeldrink. Nee, Bobo, hou dit. Dis nie steel nie, dis vat. Dis hoe dit begin. Van vat kom steel eers klein dan groot. 'n Potlood hier, 'n paar penne daar, dan ander mense se beursies, TV, video, vroue onderklere en goodness gracious, voor jy weet, is iemand alweer op die paal. Daai pastoorpel van jou het hulp nodig. Maar waar sal sy hulp vandaan kom? Shut up, Porsie. Ooh, julle lyk almal vir my 'n bietjie stressed out. Ek dink ek moet my werksklere gaan uittrek en vanaand 'n bietjie hier kom help. Nee, ons sal dit gewoond raak, net die opgewondenheid van die eerste dag. En hy inspekteur wat op my senuwees gewerk. Hier is niks fout nie. Hy kom maar geïnspekteer het. Dis verkeerd om hom om te koop. Besigheid werk so. Almal doen dit. Dit maak dit nog nie reg nie. As almal skielik begin om hulle vrouens te verneek, gaan jy dit ook doen? Ja, hang af. Waarvan? Hang af of ek by die huis is en of ek saam met die boys in Bloem gaan rugby kyk. Frikadel. Maak net 'n grappie, net 'n grappie. Ek sien nie eens aan so iets dink nie, Pop. My pa het mos eendag van my ma gesê hy moet gaan nagdiens werk en toe sy na 'n vriend se skyparty. Wat 'n skyparty? Teenoorgestelde van 'n bachelor's party. Behalwe by 'n escape party syp hulle 2 keer soveel. Het ek ergens gehoor. Anyway, die ou het vir hulle elkeen 'n blind date gereël met 'n lekker warm girl. Kan jy dink hoe verbaas my pa was toe sy blind date my ma is? Klink vir my na 'n ongemaklike besigheid. Nee, glad nie. My ma het gesê dit is weer eens 'n bewys dat hulle tweeetjies net vir mekaar bedoel is. Nogal romanties, nee. Ek glo jou ouers verdien mekaar. Ja, dit was juist daardie aand wat hulle begin het om groen mambas te drink. Groen mambas. Cream soda en kyk. 2 knertse en jy het geheue verlies.
Wat presies is 'n blind date? Dis 'n meisie met 'n baie oulike persoonlikheid, maar so dik soos 'n bus. Ek het vir hulle gesê het ons wil nou toemaak, nie sou hulle seker die hele nag hier bly sit het. Nee, ek kon nie meer vat om hulle te bedien nie. Eet en vry en eet so asof hulle my aspris vir hulle smaak. Wat? Vir die kos? Nee, die gevoefel. Oh, ek mis my ou so, ek's ene hoendervleis. Waar is jou ou? Pretoria sentraal. Die tronk? Ja, Hoekom? hulle het hom soontoe gestuur. Maar is dit nie die plek waar hulle gevaarlike misdadigers aanhou nie? Presies. Het jy geweet haar oues in die tronk? Ja, dis 'n bewaarder. Oom, die teëgesop moet ek nog maak. Nee, worsie, ons is toe. O, dan maak ek maar die kombuis ook toe. Dit was sy idee. En dit was my idee. Ons het so 'n goeie eerste dag gehad, ons moet dit net vier. Solank dit net nie 'n gewoonte word. Nee, net vandag, beloof. Ek weet nie wat ons sou gedoen het as Antie ons nie kom help het. Ek kan dit net so nou en dan doen. Ek het my eie werk. Net sê, ek's nogal verbaas hoe goed ek met die tips gedoen het. Ek ook. Niemand het my getip nie. Hoe kan mense tip verwag as jy 22 vetkoeke verniet weggee? Waar? Ek dink ons het daai probleempie nou opgelos. Ons het. Maar wat my bekommer is, môre oor môre kom hy weer daar aangeloop. En wat gaan oom dan doen? Borsie het 'n punt. Wat gaan jy dan doen? Ek sou graag self ook wil weet. Dis hoe dit begin. Eers wil hy net 'n paar vetkoeke hê, dan al hoe meer, dan dubbel, dan trippel. Dan raak hy dik, dan soek hy geld, gunste en gawes en goodness gracious voor ons weet is iemand alweer op die pad. Ja, okay. Jy het jou punt gemaak. Miskien het ek nou nie heeltemal reg opgetree nie. Ek dink jy het heeltemal verkeerd opgetree. Ja, maar die besigheid is nog niet, ek leer nog. Wat sou julle in elk geval voorstel moes ek gedoen het? Vat sy besigheidskaartjie en gaan sit dit in die voorportaal van 'n Common Escort Agency. Doen jy net wat reg is. En dit is? Laat die inspekteur inspekteer en ons vetkoeke verkoop. Jy weet, wanneer dit kom by reg en verkeerd, is jy eintlik baie vinnig vir iemand wat veronderstel is om so 'n bietjie stadig te wees. Maar as dit kom by aardrykskunde en biologie, is ek stadiger as 'n slak oor skuurpapier. Dis hoekom ek nooit 'n prokureur geword het. Om 'n prokureur te kan word, het 'n mens Latyn nodig. Presies, en ook matriek. Ja. Okay. In die toekoms sal ek maar net vir die inspekteur sê, meneer die inspekteur, doen jou ding, maar geen freebies meer nie. Kan ons vier nou nie net 'n glasie geniet nie? Hier's vir jou ook een worsie. Dis al laat, my ma gaan worry. Ek sal liefdes toe gee. Net so 'n katspoegie. Ek wil hom net vir my personeel en vir jou ook Pop sê, baie dankie vir die harde werk. Spesiaal vir die kok. Worsie, dankie. 22 keer. Eintlik is dit ek wat vir oom moet dankie sê vir die job. Om weer te kan werk, laat my soos 'n groot mens voel. Daar gaan hy. Bottoms up. Jy weet die eerste keer wat ek so 'n groot mens gevoel het, was in die agterste ry by die drive-in. Is dit? Wat 'n fliek het gewys? Ek het nie 'n klou nie. Ons het in die drive-in verloof geraak. Ek onthou nog, was 'n vereniging. Nog my Chevy gehad. In die agterste ry. Op die agterste sitplek. En ek Ja, okay. Los maar die detail. Wat 'n fliek het gewys? Frikadel? Ja, ek kan nie meer so mooi onthou nie, maar was lekker baie aksie. Dus jy moet skoon. Champagne. Champagne is gif.
Proes is koeldrink. Maar gee Babbelas is pintstripper. Hallo, Vetkoekpaleis. Hallo, Boeboe. Ja, ek het ook so iets wat van 'n kopseer. OK, sien ons jou so 12 uur. OK, bye. Migraine se kwart, daai is Babbelas. Lewe is so onregverdig. Een oomblik voel mense so 'n groot mens dan net so en jy's weer 'n kind. Is jou kop ook vanmôre 'n bietjie seer? Nee, maar my boude is. Drank affekteer elke mens anders. Dis oor drank wat ek 'n pak slaag gekry het. Is jy nie al 'n bietjie oud vir 'n pak slaan? So wat ek ook gedink het. Maar toe ek so slinger na middernag daar by die huis inkom, toe sê my pa, "Ella, die kind is dronk." Toe sê my ma, jy dink seker jy's te oud vir 'n goeie pak slaan, hè, jou klein bliksem." En toe gryp sy die klerebos. En jy staan daar en jy vat dit. Ek was te getrek om te kon weggaan. Dis alles my fout. Ek moes nie toegelaat het dat jy drink. Nee, ek moet oom ook nie nou weer begin om my soos 'n kind te behandel nie. Ek is groot, ek is 'n man. 'n Werkende man. Gaan vir my 'n flat kry. Dis tyd dat worsie 'n wors word. Kry jou eie plek. En 'n kar. 'n Lekker warm cherry. Dan gaan fliek julle in die draaiwiel. Ek gaan gou die ketel aan sit, dan maak ek vir ons koffie, dan kom help ek oom skoonmaak. We've got a business to run. Ja. Ek sal gaan hoor wat hy wil hê. Hallo, kan ek help? Ja, ek soek die bestuurder, George Abrams, gesondheidsinspekteur. Kyk nou net oom, gesondheidsinspekteurs val nou oral uit. Laat ons mekaar nou sommer van die begin af mooi verstaan. As jy wil inspekteer, inspekteer. En as jy dit vir my wil moeilik maak, ek is reg vir jou. Goed, meneer die inspekteur, hier kry jy nie 'n glas water nie. Doen jou ding. Dis reg oom. Sê hom. Hoe kry ek die indruk julle het al te doen gehad met ene Zinzan Zonzo? Ja, jou kollega. Nee meneer, hy is nie my kollega nie. Hierdie area het net een gesondheidsinspekteur en dis ek. Zinzan is geen inspekteur nie. Dis nie eers sy naam nie. Hy is Gamat Plaatjies. Ek kan nie vir u sê wat hy al alles verniet uit besighede gekry het nie. Hier het hy 22 vetkoeke verniet gekry. Ja, OK. Wil jy nie sit nie, meneer? Bietjie koffie, worsie was jy so pad om te gaan maak. Net 'n koppie koffie, dis gasvryheid. As jy vetkoek wil hê, jy moet betaal. Nee, dankie, niks vir my nie meneer. Ek is maar net hier om my werk te doen. Hoe lyk dit, kan ek maar begin? Ek het nog 'n hele paar plekke om vandag te besoek. Ek kry gou 'n doggy bag. Vir jou gee ek enige tyd 'n paar vetkoeke verniet.